Hy wil veg nie teen jou nie, maar teen die woord van God. Hy het nie 'n probleem met wie jy is of wat jy doen. Die probleem is wanneer jy nou jouself bring na God toe. Wanneer jy 'n verhouding met God wil bou. Meeste van ons glo dat hy in dieselfde vlak is as ons Abba Vader en daarom veg hy vir mense se siele. Hy kon minder omgee oor 'n mens se siel. Eintlik die rede hoekom hy dit doen is omdat ons almal weet dat die duiwel uit die hemel uitgeskop was omdat hy ongehoorsaam was. So, tot en met vandag toe is hy nog steeds ongehoorsaam en hy steun die wat gehoorsaam is. So, wanneer jy 'n verhouding met God wil bou, is hy teen dit. Hoekom? Want jy doen wat hy nie kon doen nie en hy wil nie hê dit moet gedoen word nie. Ons sien vandag baie Christene in ander lande word geprosecute vir hulle geloof. Hulle word nie geprosecute vir hulle geloof want hulle geloof is die probleem nie, maar hulle word geprosecute omdat wie hulle inglo is die woord van God. In in Johan 1 vers 1 en tot by vers 14 verduidelik dit vir ons wie Jesus Christus is. So, dis die rede hoekom die duiwel teen Jesus Christus is en dis die rede hoekom hy teen God is, want hy is nie teen my en teen jou nie, maar hy is teen dat ons vir God volg en nie net vir God volg nie, maar u woord gehoorsaam. So enige iemand wat u woord gehoorsaam, vir hom is 'n probleem. Van vandag 1 af het hy geglo dat ons pa reggestel kan word, dat ons pa gesê kan word wat om te doen en wat nie om te doen nie. So kom ek stel dit so, dis soos die eerste kind. So vir al die eerste kinders asseblief moenie hoe kan ek dit stel? Moenie offense vat nie, ek is die eerste kind ook. Maar daai eerste kind kon nie vir hulle ouers luister nie en hulle wou nie vir hulle ouers luister nie. Daarom het hulle besluit om uit die huis uit te trek. Of nie uit die huis uit te trek nie, maar hulle was uitgeskop omdat hulle ongehoorsaam was. Nou enige een van die ander kinders wat gehoorsaam wil wees, sal hy teen hulle wees. Sal hy hulle aanval. Want hoekom wil hulle luister na ma en pa? Want ek weet vir 'n feit, dit wat hulle sê is nie reg nie. En ek weet vir 'n feit, ons verdien hulle besighede, hulle huis. Ons verdien alles. Hoekom moet ons vir hulle loof en prys gee? So onthou, wanneer die duiwel vir jou aanval, val hy nie vir jou aan, want hy het 'n probleem met jou nie, maar hy val die woord van God wat binne in jou lewe. Dit is die probleem. Hy het nie 'n probleem met Jesus die vlees nie, maar die probleem met Jesus van Jesus Christus is die woord van God. En ons lees ook, gaan ek weer. Die Bybel sê vir ons, in die begin was die woord, en die woord was met God, en die woord was God. So enige iemand wat die woord van God volg, is vir die duiwel 'n probleem. Dan wil ek gaan na punt nommer 2. Hy wil nie hê ons moet kerk toe gaan nie, en hy gebruik mense binne die kerk om vir ons weg te hou van die kerk af. Hoekom? Want dan het ons gemeenskap, wanneer ons depressief voel, ons het iemand om mee te praat, wanneer ons sukkel finansiëel, ons het iemand om na terug toe te gaan. So hy werk met isolation. God werk met isolation om ons op te bou, die duiwel werk met isolation om ons af te breek. So, ek wil vir jou vandag aanmoedig, moenie wegbly van die kerk af as gevolg van een ander persoon nie, want daai persoon is maar net 'n kind van die Here ook. Hulle is nie God nie. Daarom wil ek vir jou sê, volg vir God en vergeet van almal anders. Gaan kerk toe. Vind 'n kerk wat vir jou reg is, wat vir jou gaan werk. Want ek gaan dit weer sê, die duiwel wil nie hê dat jy moet kerk toe gaan nie, want hy wil jou isolate. En die Here werk met isolation om jou op te bou, en die duiwel werk met isolation om jou af te breek. So moenie toelaat dat enige persoon jou weghou van die kerk af nie. Okay, want in die kerk, dis waar 'n mens baie goed sal leer, dis waar 'n mens
familie bou. As jy nie familie het nie, maar in die kerk sal jy familie kry. En ja, soms by partykerke wil jy nie daar wees nie, maar vind vir jou die perfekte kerk vir jou. Vind vir jou die perfekte plek vir jou. En vra vir die Here, Here, waar wil U hê ek moet gaan om vir U te gaan loof en prys? Dan sal die Here vir jou wys en hy sal vir jou rigting gee en hy sal jou lei tot die regte plek toe. Ek is bly ons het hierdie geselskap gehad, julle. Ek hoop nie ek was te vinnig nie, of ek hoop nie ek was te loud nie, maar ek hoop hierdie boodskap het deurgekom na wie ook al hierdie moet hoor, want hierdie is not for the 99 TV, en dit is geïnspireer deur Lukas 15 vers 4, vir die een wat verlore is. Die punt van hierdie kanaal en die TikTok kanaal is om te reach na die een persoon, nie die miljoene nie, nie die 100 nie, maar die een. So, ek is bly jy het geluister en gekyk tot en met nou toe. Onthou, Christene is nie God nie, hulle is kinders van God ook, nes ek en jy. So, hê eerder 'n verhouding met God, as om 'n verhouding te hê met 'n Christen. So, ek is bly ons het hierdie chat gehad, en geseënde dag.